Nelstre Primêre Skool is 'n plaasskool, geleë so tussen Bultfontein en Welkom. Op hierdie stadium 150 leerlinge van graad 1 tot by graad 7. So 50 leerlinge in die pre-primêre skool, maak gebruik van 6 busse wat daagliks loop, geen koshuise nie. Met ander woorde, dis nogal die hemel op aarde op Nelstre. En dit is wat ons vanaand vir julle kom sê, is dat die wiel alreeds ontdek is. Waardegedrewe skole is alreeds deel van ons skole. Hier sit vanaand skitterende skole wat alreeds waardegedrewe is. Al wat ons vanaand wil kom sê, is dat ons graag hierdie wiel wil laat begin rol. En al wat ons wil vanaand kom sê is, daar op 'n plaasskool, hoe het ons te werk gegaan om hierdie wiel aan die gang te kry? En u sal vanaand sien dat ons praat van die afskop vir. Die afskop vir waardegedrewe. En al wat ons vanaand wil sê is, hoe het ons afgeskop en hoe het ons probeer om hierdie wiel aan die gang te kry. Ons vertrou dat ons Hemelse Vader ook vanaand vir u sal begelei en sal motiveer om ook waardegedrewe skole daar by u aan die gang te kan kry. Nou goed, hierdie is die afskop vir 'n waardegedrewe skool. Hoe het ons te werk gegaan, ensovoorts, ensovoorts. Wat ons graag vanaand vir u wil sê, ons het probeer sonder sukses. Ons het regtig by Nelstre probeer sonder sukses. Nou hoe gebeur dit? Al die skoolhoofde wat vanaand hier sit, die bestuurspanne weet dat daar 'n SIP is, 'n School Improvement Plan, 'n skoolontwikkelingsplan. En ons as personeel by Nelstre het bymekaar gekom en gesê, hier is die ding van die toekoms. Laat ons gaan, laat ons begin. En ons het in die skoolontwikkelingsplan ingeskryf, waardegedrewe skool. En ons het al die waardes gaan neersit. En ons het begin. En ons het gedink, dis 'n wenresep. Maar, wat is verkeerd gedoen? Natuurlik was dit 'n briljante gedagte. Ek dink vandag nog dis 'n briljante gedagte. Maar ons het tog 'n goeie besluit geneem. Maar wat het dan verkeerd gegaan? Wat gaan nou aan? En u moet onthou, en ek praat met my kollegas, by Nelstre het ons gedink, ons bestuurspan het die wenresep. Maar ons het 'n paar foute begaan. En ek wil graag dit vanaand vir u uitwys. Die onderwysers alleen het besluit. Dis in 'n personeelkamer, by 'n personeelvergadering besluit. Ons het daaroor besluit. Wonderlik, onderwysers moet mos voorloop, skoolhoof moet voorloop. Die ouers en die BL was glad nie betrokke. Geensins by so iets nie. Foutjie nommer 1. Van die personeel na die kinders toe. Ons het onmiddellik gedink, as ons as personeel nou net by die kinders kan uitkom, as ons as personeel net vir die kinders hierdie waardes kan leer, dan is ons reg. Foutjie nommer 2. Die ouerhuis was nie betrokke nie. Uit die staanspoor uit het ons as personeel die ouerhuis misken, dalk nie erken nie. Ouers ontvang die inligting per omsendbrief. En ek onthou nog baie goed dat ons hierdie omsendbrief nie 'n gewone omsendbrief gemaak het nie. Ons het die waardes mooi met plakkaatjies uitgedruk en ons stuur hom huis toe. En ons het gedink, as hy by die huis kom, hierdie ouers sal sê, "Hi, daai skoolhoof en daai personeel, hulle weet daarom wat." Ons was nogal trots op ons produk. Stuur hom huis toe. Ander woorde, die kommunikasie was tussen ons en die kinders. Die ouers ontvang het via omsendbrief en hulle was glad nie betrokke nie. Die uitgangspunt, dit was 'n program en nie 'n proses nie. En dit was verkeerd. En al wat ons vanaand vir u wil sê, as dit dalk in u gedagtes is, dat dit net gou 'n programmetjie is wat ons wil afhandel, dan wil ek vanaand vir u nie sê, dis nie hoe u dit moet doen nie. Moenie dit 'n program by u skool maak nie. Maak dit eerder 'n proses. Nou goed, hiervan af, waarna toe is ons nou? En wat is Nelstre se waardes? En dit wat ek vanaand vir u nou gaan wys, is 'n lang proses. U moet onthou dat hierdie verkeerd begin alreeds in 2012 by Nelstre was.
Ons het al hierdie waardes gaan neerskryf op ons paal, ons het dit geverf in 2012 en gedink dit gaan werk. Maar, hoe lyk ons waardes? Daar is ons waardes soos hy nou lyk. Bietjie dalk lekker vet vingers, dis 'n hand met ons 5 waardes op. Maar dit wat u nou sien, en dit wat ek in 3 minute vir u wys, is 'n proses wat in 2013 al reeds begin het. Ander woorde, ons is amper 'n jaar besig met hierdie proses en nie met 'n program nie. Nou ek gaan vir julle sê hoe het ons by die hand uitgekom en wat het ons gaan doen om by die hand uit te kom, by hierdie proses uit te kom. En ek kan nie, dit gaan baie lank neem as ek elke detail met u gaan bespreek. Maar hoe het ons by ons 5 waardes uitgekom? Hoekom 'n hand? Vir my so lekker toe ek vanaand is, daar's 'n hand. Ek het dadelik gaan lees wat staan op die hand. Daar op die voordeur by die dinge staan ook 'n hand. Dit trek uit dadelik. Ons gebruik ook hierdie hand dwars deur ons skool. En ek gaan nou nie baie uitwy oor dit nie. En ek gaan ook nie vir die waardes lees nie, want dit is nie eintlik waarop dit vanaand van toepassing is, Nelster se waardes nie. Ons wil graag vanaand vir u motiveer om ergens die proses aan die gang te sit. Nou goed. Hierdie is 'n proses. Wat is die afskop? Wat is die begin? Hoe begin 'n mens en wat doen 'n ou? Ek wil vanaand vir u sê, toe ons in Bloemfontein was en ons die voorreg gehad om na Jaco te luister. Ongelooflik. Dis ongelooflik om te kan voel en beleef dat ek moet wegkom van my reëls af. Dat ek moet gaan waardes. Voorreg gehad om vir Pieter, my beheerliggaamvoorsitter, saam te vat. Ons het dit beleef. En u weet mos waar word die detailbeplanning gedoen? Op die pad terug. Daar het ons mekaar al begin motiveer en vir mekaar sê, hier is iets wat ons kan aanpas en kan aanpak wat vir ons waarde kan hê by die skool. Ek wil vir u sê dat daardie DVD wat vanaand ter sprake is, moet u in die hande kry. Steek op vir my die hande, wie het hom nog nie? Asseblief maak voorsiening, vra die beheerliggaam, dis begroot en gaan lees dit en gaan kyk dit. Wat vir ons ongelooflik is, Koos van Vuur en van Rustenburg. Toe ons dit lees, toe ons dit sien, toe ons dit beleef, het ons dit gebruik. Dis kort. U kan dit net nou soos Okkie gesê het, in die personeelkamer, in 'n beelvergadering gebruik om die mense te kan motiveer. Die tweede een is Bloemhof in Stellenbosch, Wilna van Heerden, skitterend ten opsigte van 'n hoërskool. Ek verstaan vanaand dat hier mense sit met 6-jariges, pre-primêre skole dalk, tot by 17, 18-jariges. U is uniek, die omstandighede is anders. Hierdie is 'n primêre skool, met ander woorde, ons doen dinge anderster. Maar wat ek vanaand vir u wil vra, dat u aan die gang kom, dat u die wiel kan begin laat rol daar by u. Die wagwoord, ons maak gebruik van 6 busse by die skool. Daarom as ons taal met ons ouers praat, dan weet hulle, die bus staan of die bus ry. En ons het vir ons ouers gesê, jy moet sorg dat jy op hierdie bus kom. En dis die kern vanaand. U moet almal in die bus kry. As u nie almal in die bus kry nie, goed, u het nou dalk nie 'n bus nie, maar kry almal op die wa, kry almal gereed, kry almal reg. Al die vendote by 'n skool. Wat maak ons verder? Hoe begin hierdie proses en wat het ons gedoen? En ek wil graag dit vanaand ongelooflik beklemtoon, dat die besluitneming lê by die personeel en die BL. En ek wil vanaand verder gaan, baie van my kollegas, u moet entoesiasties hieroor raak. Ergens moet iemand begin borrel en sê, en adverteer en bemark, en sê, ons wil graag waardegedrewe gaan word. Met ander woorde, die besluitnemingsproses moet u daar met u bestuurspan, met die BL, u moet 'n bepaalde besluit neem. En u kan ons nou nie sê, hoorie, ons moet nou waardegedrewe word.
Nee man, nee. U moet entoesiasties klink, en as u nie entoesiasties is nie, kry iemand wat entoesiasties is. Gaan net nou vir u wys, dat 'n mens ook persone kan kry. Die tweede ding, ons praat ook van 'n kopgalop. Die woorde wat Jaco hulle gebruik het, was vir ons so treffend. Dis 'n dinkskram, sonder reëls. Jy mag jy hakker op sy neus slaan. Ander woorde, kry die kopgalop, kry die mense bymekaar, gesels hieroor, maar onthou dat jy die ouers en die leerlinge in die hande moet kry. By 'n primêre skool is dit nogal moeilik om bietjie hierdie ouetjies ook nader te kry en met hulle te gaan gesels oor waardes. Net nou gaan juffrou Delien bietjie met u gesels. Ek persoonlik het gedink graad 1. Wat verstaan hierdie ouetjie van waardes? U gaan net nou hoor. Hulle verstaan dit. Sorg dat u almal saam kry. En dan moet u 'n plan kry. Ek hoor van hierdie padkaart. Dis wonderlik. Ek wil hom graag bietjie lees en ek wil daai koördinate insit in die GPS en ons wil gaan. Maar die wagwoord is droom. En ek wil vanaand vir u sê dat dit aan en aan gaan. Dit stop nie. Hierdie drome gaan aan en aan. Wat het ons by Nelsdrift uniek gedoen? En waaroor het dit by ons gegaan? Ons skool Nelsdrift is 'n skool met stories. Ons skool het 'n ongelooflike klomp stories. Stories oor busse, stories oor klaskamers, stories oor skoolhoofde wat kaalkop is, skoolhoofde wat self sê, luister, 'n vis vrot van sy kop af, ek is besig, help my. Daar's stories by ons skool. Daar's stories by ons leerlinge oor die skool. En ons as skool, en ek vanaand vir u sê, het begin met stories. En u gaan nou vir die belvoorsitter hoor wat hy sê rondom stories. Ons het al die ouers na hierdie storietyd toe uitgenooi. En ek wens ek kon 'n video-opname maak van ons stories wat uitgekom het by Nelsdrift. Ons verwagtinge ver oorskry oor storietyd. En ek wil graag vanaand, en ek gaan nou hier stop en ek gaan vra dat ons belvoorsitter net vir u bietjie moet vertel, wat het daardie aand gebeur en hoe voel hy oor hierdie storietyd wat by ons skool plaasgevind het? Ons het weer eens, ons het nie die wiel uitgevind nie. Ons wil hom net aan die gang kry en ons het regtig gaan kers opsteek by mense wat al hierdie pad geloop het. Dis glo ek nie toeval dat groot lewensversekeringsmaatskappye hierdie werk ook 'n paar jaar gelede gedoen het nie. Ek is bevoorreg om 'n swaar te hê wat in een van hulle werk en hy werk met die koppe van die groot menere wat in die maatskappy is. En hulle het dieselfde ding gedoen. Ook besef as jy wil besigheid doen en daar's nie waardes betrokke nie, dan gaan die besigheid nêrens heen nie. By hom kers opgesteek en hulle het die doeteenvoudige voorbeeld gebruik van 'n storieaand. Dat mense bymekaar kom en hulle moet elkeen hulle storie vertel. As ek moet terugdink aan stories, dan is dit op my oupa se skoot as hy sit in Biltong Kerf. Maar dit is wat ons probeer bereik hierdie aand. Ons het regtig waar die ouers in die eerste plek. Dit was 'n groot uitdaging geweest om hulle daar te kry. En ons het die kinders ook saamgebring. Dit was eintlik 'n gesinsaand. En ons het net begin stories vertel. Eerstens so huiwerig en toe algaande het die stories begin ernstig raak, begin diep raak. Soveel so dat jy moes hoor, die grootste dag in my lewe was toe my kind wat, nie my kind nie, maar een van die ouers, by die skool opdaag na sy gediagnoseer is met kanker. En toe sy in die klas instap, het een van die ma's vir al die klaskinders 'n kopdoekie, hierdie kankerkopdoekies aan. Sy sê vir my en vir my kind wat dit in hulle lewe beteken het. En dit deel sy met ons daai aand, met trane in die oë. 'n Nuwe skoolier wat ek wonder of vir 2-3 maande in die skool ingekom het, sê meneer, weet jy hoekom is ek bly om hier te wees? Want ek is nie sommer net nog een nie. Is dan 'n 3 ouetjie wat dit vir jou sê? 'n Ma wat vir jou sê, weet jy,
die dag toe my skoolhoof by my kind se hospitaalkamer instap, net om te kom hoor hierso sit die gips nie te styf nie. Dis sulke klein goedjies wat regtig tot 'n ouer en tot 'n kind se hart spreek en dis goed wat vassteek. Nou hierdie stories skep net die milieu vir die aand verder om te sê mense, kom ons sit en vertel nou vir ons wat dink julle sit agter hierdie stories. Kom ons pen 'n paar woorde, gedagtes neer en ons het in groepies verdeel en eintlik is dit waar die waardes toe nou uitgekom het. Belangrik dat dit nie van die skoolhoof en van die BL afgepaas is nie. Dit het uit die ouers uitgekom en die kinders en sonder uitsondering was omgee was die eerste een wat hulle opgeskryf het. En die sukses glo ek daarin het gekom die feit dat dit uit die ouers uitgekom het. Hulle het gesê dit is die waardes wat ek graag wil hê. Mense, kinders smag na waardes. Ouers hoop na waardes en onderwyseresse dink ek glo begeer net waardes in 'n kind se lewe. Maar vir ons as laerskool is dit so belangrik om aan die einde van 'n kind se laerskoolopleiding vir 'n hoërskool te kan sê, hier is 'n kind wat maak nie saak hoe die kaarte val nie, wat daai situasie kan hanteer. En dis nie met reëls of met ek is bly om te hoor om ook die emosionele intelligensie. Dit is wat belangrik is vorentoe. Dis wat hom gaan maak staande bly in die groot menslewe as daar mos nou moeilike tye kom. Dis ons droom en ons ideaal om vir 'n hoërskool te sê, weet jy wat, hierdie kind het ek vertroue in en hy sal dit kan maak, want hierdie waardes wat ons van graad 1 af in hom insit, dis wat hom gaan staande hou. So, mense, vrouens wonder altyd, nou, hoekom wil die mans nou weer loop jag? Julle wil net om 'n kampvuur loop sit, maar 'n kampvuur is iets, en ek sien hier is ook op hierdie embleem is ook 'n vlam. Dis 'n vlammetjie wat moet begin, en snaaks genoeg is dit 'n kampvuur wat 'n man se emosies losmaak. Daar begin die ouens gesels oor goed wat jy nie bereid is om voor ander mense te gesels nie. En as mens dit kan kombineer met so 'n kampvuur, hulle het juis amper sê ek die versekeringsmaatskappy, hulle die hele aand het hulle begin rondom 'n fire starter kit. En so het elkeen sy vlammetjie kom aanlas by die volgende een. En uiteindelik was dit 'n verskriklike groot vreugdevuur gewees. En ons, julle sal die foto's net nou sien, het amper daai selfde pad probeer volg. En dis wat in 'n kind se kop baie wow gevoel, wat in 'n kind se kop vassteek. En hierdie waardes is mos nou iets anders as moenie. Want dan sal hy. So dames en here, ons het dit nie vervolmaak nie. Ons leer nog soos ons gaan, maar die wil en die besluit om te sê, hier is ek, meneer die BL voorsitter, vergeet 'n bietjie van al die kritiek en die oproepe en die houe wat jy moet vat. Fokus vir 'n slag hierop, want dit is eintlik hoe jy direk in daai kind se lewe gaan belê. Jy maak van hom 'n groot mens wat eendag sy plek kan volstaan in die buitewêreld. Dis 'n proses en ons is regtig opgewonde oor hoe dit vorder. Die eerste klein stukkie wat ek so in die stilligheid opgelet het is hoe dat, julle gaan nou lekker glimlag, hoe dat ouers se optrede langs 'n sportveld verander. Dis nie meer meneer die ref nie, dis nou 'n opbouende kritiek. Dis nie meer by Tomskop verder harder nie. Daai kind ervaar nou, weet jy wat, ek is maar alright, want pa is aan my kant en die ander ooms is aan my kant, maar kyk hoe gedra hulle langs die veld. So daai ouetjie leer indirek, leer hy klaar die regte, en die ouers is maar die moeilike een om op die water te kry. As jy vir hulle kan reg benader, en is so krities om hulle ook daar te kry. Jy gaan daai kry wat sê, man, julle is besig met 'n foefie, wag tot sy kind eendag, vir hom sê, weet pa wat, ek het daai waardes, al het ek dit nie in die huis beleef nie, by die skool geleer. Dan is die dag, wat jy as BL besef, hoekom het jy al daai punch gevat?
toe jy die dag daar opgestaan het. Dankie. Wat het ons gedoen? En die afskop was vir ons baie belangrik en ek gaan vanaand gou-gou vir u so 'n bietjie inlig hoe het ons dit gedoen. Ek is oortuig dat hier tussen hierdie skoolhoofde en al hierdie BL'e net soveel kreatiwiteit sit. Al wat ons vanaand wil doen, moet ons afgeskop. En u moet u ouers choke. Ekskuus vir die Engels, maar u moet u ouers bietjie aan die gang kry. Ons by Nelstroom het hulle uitgedaag. Ons soek 100% bywoning op daai spesifieke aand. Meneer van der Merwe, jy's mal. Jy kry dan net so 15% stemming nie, 100% en ons het aangedring en dit het 'n slagspreuk by ons geword. Ons soek 100%, 100%. Die ouers het briewe gekry. Ons het almal, u moet daai aand daar wees. Ek gaan vir u sê hoeveel persent het ons gekry. Net nou, dat ons aangaan. Ons het 'n aand uitgesoek. U moet nou onthou, dit het nou uitgekristalliseer dat daar mos nou 5 waardes by ons in 'n hand en ons wil nou graag ons ouers saamvat. En hierdie spesifieke aand het ons nou al die ouers uitgenooi en gesê kom en ons het 'n groot netbalwedstryd met mans en dames die mekaar gehou met die ouers en die kinders het so lank hulle hande elkeen teen die skool se muur kom in die verf druk en kom sê ek commit my. Elke kind by ons in die skool het sy hand kom sit onderaan sy naam geskryf. Dit was vir die kinders ver lekkerder as om na die netbal te kyk. Hulle het toue gestaan, die onderwyseres het hulle gehelp, elkeen sy handjie teen die bepaalde muur kom druk. Met ander woorde, ons het dan ook vaandels gemaak. Jy moet hoor, nie vaandels gekoop nie. 'n Vaandel gemaak met ons 5 goed op, al 5 die waardes op, gemaak. Kinders self, nie dat die fabriek dit vir ons uitdruk nie, maar ons het dit self gemaak. Daardie vaandels is gedra deur die kinders, die aand by mekaar gekom op die skoolterrein, en nou het ons 'n buitepersoon ingekry. Onder andere Rodney Seal, het daardie aand met ons ouers gepraat oor waardes. Hoe maak jy hierdie waardes vas by jou kind en hoekom is dit belangrik? En dit was in my oogpunt baie positief, omdat Rodney Seal met kinders en met ouers kan werk. En dit ons begin beweeg na die hoogtepunt toe. Elke kind het 'n kersie gedra in sy hand en die vaandels is gedra en op die rugbyveld het ons 'n groot hand gaan uitpak en elke kind het met sy kersie daardie groot hand aan die brand begin steek. En as ons nou sê geloof, dan het ons 'n vuurpyl geskiet. 'n Vuurwerke. En as ons dit nou op Nelstroom doen, dan moet jy onthou, ons kinders is nie gewoond van Guy Fawkes nie, hulle ken dit nie. En dit was 'n groot, as geloof afgaan, doodse stilte. En so die 5 waardes afgegaan. Iets spesiaals moet u vir die kinders gee en vir die ouers. Daar moet 'n oomf in u aand wees. 'n Ietsie wat hierdie ouens regtig sal onthou. Dan het ons by ons kern uitgekom. Ons het elke gesin in die skool se gesinsnaam genoem. En as ons sê die Fosters, dan het die Fosters na vore gekom. Pappa en mamma, of as mamma net daar was of pappa saam met die kinders, en nou het ons die waardes aan hulle oorhandig in die vorm van 'n yskasmagneet. En dan het ons nou hierdie yskasmagneet vir hom gegee, vir hierdie gesinnetjie vorentoe geroep. Dit was nou donker, sê baie welkom. Trane in die ouens se oë, sê meneer, dankie. Dankie. En nou wil ons hierdie yskasmagneet gaan nou huis toe. Dit was die gedagterigting. Hierdie waardes bly nie nou net by die skool nie, maar we gaan op die yskasmagneet huis toe. Elke gesin het op die skoolterrein doodstil gestaan en by ons is die sterre nog helder. Al die ligte doodgemaak. En elke gesin het in die vlamme van daardie hand gestaan en vir die Here gevra, seën ons, sodat ons hierdie waardes kan uitdra. Ek maak 'n beroep op u as skool, maak iets spesiaals vir die ouers, iets spesiaal vir die kinders.
sodat hulle dit vir die res van hulle lewe kan onthou. En iets wat hy kan huis toe vat en by die huis kan gaan opsit. En op elke huisgesin in Nelstrif is daar so 'n magneet. Hoeveel ouers het ons? Ons was 78% van ons ouers was daardie aand daar. Maar daar was 98% kinders. Kinders saam met ander ouers gestuur om net deel te kan hê aan die program. Maar jy moet onthou dat hierdie 100% is deel. En ons daag ons ouers uit. Ons gaan nog vorentoe 100% ouers op een dag by ons skool kry. Dis 'n droom. Ons gaan dit. En dit word deel van ons waardesisteem. Rodney Seal volgende dag maak ons weer vas met die kinders. Maar nou betrek ons die personeel, want die vorige aand was die personeel nie pertinent nie. Elkeen van ons het ons hande ook gaan druk. Die kind wil sien, commit meneer Gertom vir die waardes. En in die saal dit gaan weer vasgemaak, weer gecommit, weer gesê. Dis ook belangrik dat die kinders ervaar dat die onderwysers ook hierin inkoop. En meneer, as jy dalk skoolhoof, mevrou skoolhoof, as jy nie mooi kan buk nie, dan iets moet jy doen dat jy ook gekommit is en die kinders dit sien. Hulle moet my kan sien dat ek dit ook my daartoe verbind. Goed, en dit het by ons regtig vrugte afgewerp, almal het dit nou gesien. Daar kan jy die handjies sien, hy's so 'n bietjie dof op by die stadium, daar's die handjies, daar's die kinders. Die pad vorentoe. Wat nou? Waar gaan ons nou heen? U sal nou onthou dat ons natuurlik dit 'n proses is. Wat het ons gaan vra en wat het ons gaan doen om hierdie proses nou 'n bietjie aan die gang te sit? Ons wil die 5 waardes konkreet op ons skoolterrein gaan bekendstel. Met ander woorde, as iemand op die skoolterrein kom, moet hy hierdie 5 waardes nou kan sien. Nou is dit baie maklik om gou 5 goed te gaan koop en kruise, groot kruise en alles en gaan. Nee, ander woorde, dis 'n proses en ons het begin deur ons eerste een te vat, byvoorbeeld die geloof. En ons het nou 'n boompie gaan plant en ek gaan nou vir u wys. Daar kom hy, byvoorbeeld 'n gieter van geloof op 'n lemmetjie boom. En wat ons gaan doen het, ons het die hardste gedeelte in ons skoolterrein gaan soek. Ons boom daar geplant. En dis normaalweg op jou speelterrein. Hard, maar ons het ons gieter aangesit. Gieter is geloof. En nou begin elke graad nou hierdie boompie nat maak en nou gooi hy in die gieter. Hy gooi die boom nat nie, hy gooi in sy geloof. En dis die gedagte rigting. Hulle gooi in die gieter. Gieter is geloof en uit die gieter uit. Daar kan jy nou sien, loop dit dan in hierdie boompie in. Dit is ons eerste konkrete. Ons is ook besig met 'n kruis en 'n spieël en 'n voetewasbakkie. Dis al die drome van die onderwysers. En sodra jy op hierdie wa is in hierdie bus, dan begin die kreatiwiteit hardloop. Hoe gaan ons dit doen? En almal neem deel en almal sê. En die ouers word betrek. Wie gaan vir ons kom help om die kruis op te sit? En nou raak jy lys al langer en langer van die ouers. Ons moet dan nou keer en sê, wow, ons het nou genoeg ouens wat 'n kruis kom bou. En dis wat ons graag wil hê. Nog gedagtes. Geloof, daar's die gietertjie wat ons van gepraat het. Gooi in die water in die gieter. Daar's ons besig met die kinders, daar die tuinier van die kwekery, dame het met ons 'n bietjie kom praat ook oor geloof ensovoorts ensovoorts. Die pad vorentoe. Hoe gaan die proses nou aan? En ons het nou vir u 'n paar gedagtes sommer neergesit wat ons gedink het, hoe gaan ons met hierdie proses? Ons wil vaandels te maak en te vertoon. Nie koop nie. Ons sal seker later nou maar vaandels koop, maar ons wil dit weer maak. Die kinders moet betrokke raak om hierdie vaandels te kan maak. Die hand op ons korrespondensie te sit. Ons is nog net besig om dan te kyk hoe, maar hy gaan op die korrespondensie en alles wat by die skool uitgaan, gaan ons gebruik. Die volgende uitdaging aan die ouers te stel, hey, 100%, kom. Ag meneer Gert, en sê kom nou net. Asseblief, ons wil in die rapport en oral skryf, ons is 100% teenwoordig. Dis 'n droom by ons. Maar nou moet jy die ouers met jy droom, jy met hulle deel. Nog 'n dingetjie, ons wil T-hemde kry met die waardes op. En dan natuurlik die
episode 2 van Storytyd. Ons moet dan nou met die storie aangaan. Wat gebeur nou? Vervolgverhaal. Het Sunny vir Jannie in die hande gekry of wat het nou gebeur? Wat het van hierdie waardes geword? En is daar 'n invloed? Het dit 'n invloed by die huis ensovoorts ensovoorts. Ons gedragskode. Ons hoor wonderlik dat FETSA's nou al bekend hulle gedragskode ook al verander het om hierdie waardes in te sit. Dis nogal 'n uitdaging om jou gedragskode en die waardegedrewe nou te laat in mekaar trou. En ons is besig daarmee, ons wil graag daarna gaan kyk. Uit die aard van die saak gaan ons gedragskode ook verander. En nog vele meer, ek weet nie. Maar al wat ek weet, ek is ongelooflik opgewonde. Hier gaan iets gebeur. En ek hoop dat by u skool dit ook gaan gebeur. Ek wil graag afsluit. En ek wil graag vir u net dit lees. Ons leer nie waardes aan ons kinders nie. Hulle moet dit aansteek, soos griep en verkoue. Ek hoop net dat deur vanaand bietjie met u te gesels rondom dit, dat ons eers 'n saadjie in u bestuurspan en u BL geplant het, om net waardegedrewe skole te kan uitleef. Maar hoe affekteer dit nou ons kinders? Nou ek het vanaand vir Boerie saamgebring en ek moes hom vasmaak, want toe ons nou hier indraai en hy sê, "Jo, meneer, is die hele Sasol hier?" Toe sê ek, "Jesus, die hele Sasol is hier." Boerie is ons hoofseun by Nelsdrift. Hy het nie voorberei vir vanaand se toespraak nie. Hy praat maar eintlik uit die hart uit. Goeienaand almal. Ja, ons skool het 5 waardes en die waardes is vir my baie belangrik, want dis hoe ek in my ouer huis ook geleer is. En die waarde van geloof is vir my ook een van die belangrikstes en dit is my baie lekker om in 'n Christenskool te wees en dit is vir my lekker om te sien hoe die ouers saam bid. En ons skool is baie klein en ons is baie na mekaar en elke kind doen sy deel en al is dit net om 'n boom nat te lei of 'n broodjie te gee vir 'n maat. Die ouers en die kinders kom goed oor die weg en ons groet mekaar met die hand. En ek weet die onderwyser sal my help as ek hulle vra. Ek en my maats, ons probeer die waardes navolg en ons hoop om 'n voorbeeld te wees vir elke kind in die land. En ek wil net daarmee by sê, ek sal nooit vergeet wat ek alles in Nelsdrift geleer het nie, veral nie die waardes wat ons by die skool het nie. En dit is vir my 'n baie groot voorreg gewees om vanaand hierso voor almal te kon gepraat het en dis my nog 'n baie groot voorreg om in 'n skool soos Nelsdrift te wees, waar elke kind sy geloof kan uitleef en elke waarde ook voluit kan uitleef en waar elke kind ook saak maak. Goeienaand dames en here. Dis vir my nogal senitergend om voor so uitgeleese gehoor te praat. Gewoonlik is die ouetjies met wie ek praat so groot. Hulle het nie voortande nie en hulle het nog al hulle hare. Ek sien julle lyk 'n bietjie anders. Maar ek gaan my bes probeer. Ek wil vir julle vertel waarmee ek wil begin is dat hoe belangrik hierdie waardes vir my is en hoe positief ek hieroor voel. Want ek weet dat dissipline van binne af kom. En al hoe jy 'n dissipline van binne af kry, is as jy daai waardes in jou het, want jy moet 'n besluit neem oor reg en verkeerd. En hoe jy waardes leer en hoe jy dissipline leer, is deur positief te wees. Mens moet vir 'n kind leer wat om te doen en nie wat om nie te doen nie. En al hoe jy dit doen is met waardes. Met die reëlgedrewe stelsel werk dit nie, want jy sê heeltyd vir 'n kind wat hy nie moet doen nie. Jy skryf heeltyd detensiebriewe, jy sê heeltyd wat het hy verkeerd gedoen. En dit bevorder nie dissipline nie, dit benadeel dissipline. So ek is baie positief oor die waardegedrewe skool en ek glo daaraan. En dis ook baie belangrik. Want as jy nie eerlik is nie, kinders vang jou baie vinnig uit. As jy nie regtig hierin ingekoop het nie en jy wil nie regtig hiervan aandeel wees nie, gaan hulle ook nie dit glo wat jy vir hulle vertel nie. So jy moet dit in jou hart glo en jy moet regtig oortuig wees en jy moet regtig positief wees daaroor. En dan om by meneer aan te sluit, is dit moontlik in 'n graad 1 klas? Ja, dit is moontlik in 'n graad 1 klas. Ek sien dit gebeur.
elke liewe dag. Ek is baie opgewonde daaroor. Ons praat elke dag in my klas oor 1 of 2 of 3 of 4 van hierdie waardes. Daar's baie geleentheid in 'n klas. Daar gebeur elke dag iets wat jy kan koppel aan een van daai waardes. Die waardes is teen ons muur wat baie help. Ons gebruik die hand en dit help die kleintjies om te onthou watter vinger pas by watter waarde. Al kan hulle die woorde nog nie lees nie. Dis ook in verskillende kleure. So hulle onthou die kleur en hulle onthou die vinger. Al die simbole op die terrein is ook nogal baie waardevol vir sulke kleintjies. Want elke keer as hulle daarby verbyloop, word hulle herinner daaraan. En elke liewe oggend as ons badkamer toe kom, stap hulle elke liewe oggend by hulle handjie en wys elke dag vir my hulle handjie. Daai selfe handjie wat hulle gister vir my gewys het, wys hulle, hier's my handjie, juffrou. En dan sê ek, ja, dis reg, kom ons gaan. En so is dit elke liewe oggend. Ons praat baie oor waardes. Ek verduidelik dit vir hulle op my manier. Ek verduidelik dit vir hulle in die situasie waarin ons is. 'n koppel 'n waarde daaraan. Dis eintlik kostelik om te sien hoe hulle dit onthou en hoe hulle dit verstaan en hoe hulle dit vir mekaar vertel. Ek het nou die dag 'n dogtertjie gehad wat haar kruit vir die maatjie langs aan geleer het en sê juffrou, ek leen my kruit vir haar, ek is daai geel omgee vinger. So sy koppel dit, ek gee om vir 'n maatjie, kykie, ek leen my kruit. Hulle is baie selfgesentreerd nog, so hulle vertel vir jou alles wat hulle reg doen en alles wat die ander verkeerd doen. Maar hulle onthou die waardes. Ons praat baie oor respek in my klas, want dit voel vir my respek omvat omtrent al hierdie waardes. So ek verduidelik vir hulle baie keer respek, wat ek sien as respek, hoe ons mekaar respekteer, wat respek is. En in ons klas is dit baie belangrik om stil te wees as daar 'n besoeker inkom. En ek het dit vir hulle so verduidelik, ons het respek vir meneer of vir wie ook al in die klas inkom, so daarom bly ons stil. En dis nou verskriklik oulik. As daar iemand aan die deur klop, dan skree die eerste, die vinnigste of die slimste een dadelik, ons het respek, ons bly stil. Dan sit almal stil. So dis eintlik baie oulik hoe vinnig hulle dit leer en hoe vinnig hulle dit onthou en hoe vinnig hulle dit toepas. En wat hier op die bord op die vorige skyfie gestaan het, is baie waar. Dit syfer deur. Dit steek mekaar aan. Die positiwiteit steek mekaar aan. Jy moet verstaan dat daar in 'n klas, ek gaan vir jou jok as ek sê dat almal elke dag alles doen wat hulle moet doen. Natuurlik is daar dissiplinêre probleme. Ons kinders kom uit verskillende huise, uit verskillende omstandighede. So daar gaan probleme in jou klas wees. Daar sal altyd 1 of 2 wees wat 'n dissiplinêre probleem het, maar ons hanteer dit dan volgens die waardes. Ek gaan op 'n positiewe manier sê, wat is die regte ding om te doen? By watter waarde pas dit nou wat jy nou gedoen het nie? Watter waarde wil ons toepas? En die kinders praat met mekaar. En ek kom duidelik agter dat die dissipline verbeter. En ek is vas oortuig dat die dissipline gaan verbeter met hierdie waardegedrewe stelsel teenoor die reëlgedrewe stelsel. En dan wil ek afsluit om te sê ek is baie opgewonde. Ek is baie opgewonde oor my graad 1s, want ek kan nie wag om hulle oor 7 jaar te sien nie. Ek kan nie wag om te sien wat het met die skool gebeur as hierdie kinders vir 7 jaar blootgestel was hieraan en dat ons hele skool dan met waardegedrewe hierdie proses besig is en ons die hele reëlgedrewe proses dan eintlik vervang het met 'n waardegedrewe skool. Ek kan nie wag om te sien watter voorbeeld hierdie kinders gaan stel in ons skool nie en hoe ons dissipline gaan verbeter nie. Baie dankie. Dames en here, ons hoop net met hierdie aanbieding dat ons vanaand vir u net geprikkel het. Maar 'n mens kan nie waardegedrewe skool ingaan as jy by die grootste leermeester van waardes gaan kers opsteek nie, en dit is ons Here Jesus. As jy nie by Jesus se voete gaan sit om die werklike waardes in jou lewe te kan vasvat nie.